Goeiemôre broers en susters. Dis vir ons heerlik om saam met julle vanoggend te wees en ons hoop dat julle 'n geseënde oggend so ook hier saam met ons sal hê. Baie goeie nuus is dat daar nog kaartjies beskikbaar is vir Matthys Roet se konsert. So as jy nou vanoggend hier is en jy het nou nie 'n kaartjie nie, kan jy by die teetuin 'n kaartjie koop. So hoe dit gaan werk is, ons gaan uitbeweeg, daar is iets te ete. Hamburgers te koop by die teetuin, dis R50 'n burger. Jy kan ook 'n takeaway koop, maar dis nie eintlik wat jy moet doen nie. So koop gerus jou iets om te eet en kuier saam. As jy ook iets te drinke gebring het, daar is genoeg. So daar so 'n koeldranke te koop. Jy sal sien daar so Coke stalletjie en daar's ook ietsie anders as jy graag 'n donasie daarvoor wil maak. Maar kom kuier saam met ons, kuier so 'n bietjie by die teetuin. Daarna gaan Matthys Roet hier wees. Ons beweeg uit en dan stel hulle op en dan gaan hy sy konserte hier. Die kaartjies is R150 en daar is nog beskikbaar by die teetuin. En die hamburgers, soos ek gesê het, is R50 en die koeldrank, sê julle sien daar is 'n paar goed, 'n paar rand, ek dink is R15 en R10, ek kan nou nie mooi onthou nie, maar julle kan gerus daar kyk. So asseblief kuier saam met ons, dis als ten bate van ons orgel, daar's ons nog 'n paar goedjies wat ons by die orgel wil voeg, so as julle ons daarmee kan help, sal ons dit baie waardeer. Dan winterhoop, ons is steeds in die middel van winter, ek hoor hierdie week kom daar weer 'n bietjie 'n koue front, so as jy donasies wil gee van warm klere, skoene, beanies, handskoene, serpe, komberse, kan by die kerkkantoor aflewer. Jy sal sien by die teetuin is daar 'n groot trolley wat gemerk is vir pen, so jy kan dit ook net daarin gooi. Deur die week kan jy ook by die koffiewinkel by Plato hier by ons hierdie goed aflaai en dis als ten bate van mense wat koud kry in die stad en hulle deel dit uit. So die hele kwartaal fokus ons nog so 'n bietjie op winterhoop. Ons wil vra dat jy 'n nota sal maak die 8de September. Ons gaan die lentefees soos gewoonlik, as die lente aanbreek, hou ons weer lentefees. Ons nou al slim geraak om te weet ons moet dit nie die 1 September hou nie, want die 1 September is altyd te koud, nê. Nee. So ons skuif dit na die 8de September toe, die tweede week in September. So kom kuier saam met ons, dit is altyd lekker. Ons beplan 'n lekker Italiaanse fees. So almal wat Ferraris het, en dan bietjie die nederiger Vespas. Kom bring gerus jou Italiaanse sportsmotor of Italiaanse motor en kom kuier saam met ons. Ons gaan ook lekker Italiaanse kos maak. So dit is 'n lekker gemeentefees. So maak 'n nota en nooi van jou vriende en familie om ook saam met ons te kom kuier daai dag en iets van die Ooskerk se gasvryheid te kan beleef. Net een voorbidding, ons dink aan die Friedrichs, julle sal weet Anne-Marie en Johan, hulle sit gewoonlik hier voor, so dit gaan nie goed met Anne-Marie se gesondheid nie, ons kan gerus in ons voorbidding aan hulle ook dink. Kom ons kyk wie's hier, kom ons staan op, en as jy 'n bekende of 'n nuweling sien, kom ons groet mekaar lekker, ons maak die kerk sommer warm met ons hartlikheid. Ons wydingslied vanoggend, lied 163, soos 'n wildsbok wat smag na water. Ons sing dit terwyl ons net so bly sit en daarna gaan ek voort met 'n gebed.
Prys hom wat sy volk deur die woestyn laat gaan het. Want vir ewig duur sy troue liefde. Groot konings verslaan het. Want vir ewig duur sy troue liefde. Magtige konings om die lewe gebring het. Want vir ewig duur sy troue liefde. Hy het hulle land as erfdeel gegee. Want vir ewig duur sy troue liefde. As erfdeel aan ons, sy dienskneg. Want vir ewig duur sy troue liefde. Hy wat in ons vernedering aan ons gedink het. Want vir ewig duur sy troue liefde. En ons van ons teenstanders weggedruk het. Want vir ewig duur sy troue liefde. Hy wat kos gee aan alles wat leef. Want vir ewig duur sy troue liefde. Prys die God van die hemel. Want vir ewig duur sy troue liefde. Amen. Liewe gemeente, genade, vrede, barmhartigheid van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons gaan 2 lofliedere saam sing, lied 525, Here hoe blymoedig, vers 1 en 3 en daarna gaan ons sit, lied 526, waar daar liefde is.
Ek het gedink Louis het laasweek baie mooi saamgesels oor grense. En ek wil vanoggend voor ons bietjie stil word, saam dink oor die grense wat God ook vir die volk gestel het, wat lewe vir hulle moontlik maak. En ek lees uit Deuteronomium 5. Daarna is daar 'n kans dat ons stil word en na die stilte gaan ons sing lied 528 terwyl ons net so bly sit. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, net soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om hierdie dag heilig te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Ons gaan saam lees uit Deuteronomium 8, maar voor ons saam lees, dalk net so 1 of 2 opmerkings. Ons het waarskynlik uit die bekendste gedeelte van Deuteronomium gelees, toe ons die wet gelees het uit Deuteronomium 5, en miskien sou julle iets van die inleiding daarvan gehoor het, ek is die Here jou God, wat jou uit die plek van slawerny bevry het. Nou, net om daarom vir julle te wys, ons maak erns met die historiese agtergrond, so 1 of 2 goed. Julle sal onthou, die ou mense het gepraat van die eerste 5 boeke van Moses. Nou, ek weet nie na wie verwys ek as ek sê ou mense nie, maar niemand wat hier in die kerk is nie, kom ons sê so. Hulle het gepraat van die eerste 5 boeke van Moses. Inteendeel, hulle sal onthou die 33 vertaling, het so gesê, die eerste 5 boeke van Moses. Nou ons weet, Moses het nie die eerste 5 boeke geskryf nie, en daarom nie Deuteronomium geskryf nie, maar wat probeer die skrywers doen? Die skrywers probeer, as hulle Deuteronomium vertel, sê die volk staan op die grens van 'n nuwe hoofstuk. Asof die outeurs ons wil plaas op die oewer van die Jordaan, net voor hulle die beloofde land binneneem. So met ander woorde, hulle plaas die verhaal terug om te sê ons beweeg nou vorentoe. So wanneer presies die verhaal ontstaan het, is ons nie seker nie. Ons weet die boek het 'n belangrike rol gespeel in die koningstydperk. Met ander woorde 1200 tot so min of meer 900 voor Jesus. En in die koningstydperk het hulle gedeelte bygesit. Waarskynlik hierso tot by hoofstuk 12, Deuteronomium 1 tot 12, is bygesit hier in die koningstydperk as 'n inleiding, of kan ons sê om 'n agtergrond te gee. Nou ons weet die woord Deuteronomium beteken tweede wet of amper volgende wet. So dis asof die koningstydperk het hulle gesê, kom ons gee 'n inleiding of 'n agtergrond of 'n voorste gedeelte om die wet te verstaan. Met ander woorde, as ons die woorde wat ons gelees het vanoggend wil verstaan, is dit belangrik om hierdie voortydperk te hê. Klink soos nuttelose inligting, maar wat belangrik is die koningstydperk was mos 'n tyd van opbloei, dit was 'n tyd van voorspoed, dit was 'n tyd van weelde. Dit was 'n tyd waar daar genoeg was, oorgenoeg, rykdom en oorvloed. En ons weet mos nou hoe gaan dit met mense wanneer dit te goed gaan. Ons raak hoogmoedig. Ons dink dit gaan so goed omdat ons so oulik is. En dis in hierdie tyd wat profete soos Micha en Amos en Jesaja na vore kom. En dan sê hulle, luister, julle moet pas op. Julle moet pas op dat julle nie hierdie weelde verloor nie. Hierdie land verloor wat oorloop van melk en honing nie. Julle moet pas op van die manier hoe julle werk met geregtigheid. Die manier hoe julle regverdig is met mekaar. Die manier hoe julle dus werk met die randfigure, die armes. Julle gaan self hierdie land verloor, want julle leef roekeloos. Julle dink alles wat julle het behoort aan julle. Julle leef selfsugtig. Julle gaan julle self vernietig. En dis die tyd wanneer hulle Deuteronomium probeer herdefinieer. En dan weet ons mos wat nou gebeur het. Die latere profete vertel vir ons van die ballingskap, magtige Babylonië val eers vir Israel in en dan Juda, en uiteindelik word hierdie 2 lande vernietig, die tempel word vernietig, God se kinders eindig in Babylonië in ballingskap en gevangenskap. En dis in hierdie warboel van emosies dat hulle weer Deuteronomium afstof. Met ander woorde, Deuteronomium ontstaan iewers, in die koningskap kry dit 'n volgende vorm, hier in die ballingskap kry dit dieper betekenis. In die ballingskap wil hulle vir hulle self vra, hoekom het ons hierdie land verloor? Wat 'n verantwoordelikheid het ons hier nagekom nie? 500, 600 jaar later vra hulle, wat het gebeur dat die land ons verwerp het? Wat het gebeur dat alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat genoeg is, nie meer vir ons beskore is nie. In die agtergrond hiervan kry ons dan dat hulle die riglyne lees wat ons in Deuteronomium vind. So kom ons lees saam, Deuteronomium 8, ons gaan lees vanaf vers 6. Jy moet die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, jy moet hom dien, want hy sal jou in goeie land bring, 'n land wat met waterstrome, met fonteine en riviere, wat in valleie en berge ontspring. 'n Land met koring en gars, wingerde, vyebome en granate. 'n Land met volop olyfolie en heuning. 'n Land sonder armoede, waarin jy genoeg sal eet en niks sal kortkom nie. 'n Land waarin daar volop yster in die klippe is en waar jy kan koper delf in die berge. Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat hy aan jou gegee het. Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet, deurdat jy nie gehoorsaam is aan sy gebooie en bepalings en voorskrifte wat ek jou vandag gee nie.
As jy nie gehoorsaam is nie, kan dit gebeur dat jy genoeg eet en mooi huise bou en rustig woon. Dat jou grootvee en jou kleinvee baie word, dat jou silwer en goud vermeerder en jou besittings al hoe meer word. En dat jy dan hoogmoedig word en die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Dis hy wat jou laat trek het deur hierdie groot en gevaarlike woestyn, vol giftige slange en skorpioene. Dis hy wat vir jou water uit die klipharde rots laat vloei het, in hierdie dor land sonder water. En wat jou in die woestyn manna laat eet het, iets wat jou voorvaders nie geken het nie. Hy het jou laat swaar kry, om jou op die proef te stel en agterna weer aan jou goed te doen. Jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf, maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dis hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. So hou hy die verbond in stand, dat hy met die eed aan jou voorvaders beloof het. So is dit nou nog. As jy ooit die Here jou God vergeet, en ander gode aanhang en hulle dien en vereer, verklaar ek vandag dat jy beslis tot niet sal gaan, omdat jy nie dan gehoorsaam is aan die woord van die Here jou God nie. Sal jy net so omkom. Ek weet nou nie meer of ons lees net tot so ver, ekskuus. Ek weet nie meer of ek heeltemal oud of jonk is nie. By party plekke wat ek kom, is ek by verre die oudste, en by ander plekke wat ek kom, is ek by verre die jongste, maar miskien is ek oud, want 'n ding wat my deesdae baie pla is vergeet. Ons vergeet allerhande dinge. Net in die week moes ek vir iemand gesê het, ek is jammer, ek het vergeet om jou terug te bel. Nou, ek kon allerhande stories vertel het, soos ek het besig geraak en so meer, maar ek was eerlik genoeg om te sê, jammer, ek het vergeet. 2 weke terug het iemand 'n belangrike afspraak met my vergeet, en ek onthou hoe dit my laat voel het. Ons vergeet gereeld ons sleutels, ons telefone, ons remotes en allerhande goed op verkeerde plek. 'n Paar weke terug moes ek vir my dogter op 'n koortoer van my vrou se foon af 'n boodskap stuur, want ek en sy is op een of ander selfde lyn. Asseblief sussie, ping net my foon, ek weet nie waar is sy nie. En sy moes uit die buiteland uit vir my telefoon sê waar hy is, iewers in ons huis. Ons het allerhande maniere om ons te help om nie meer goed te vergeet nie. Laat ek daarom dit ook sê, ek vergeet baie keer goed. Ek het al vergeet van afsprake, ek het al vergeet van vergaderings, ek vergeet amper daagliks my vrou se lysie, iewers. Ek het al my kinders by die skool vergeet, ek het amper my vrou se verjaarsdag vergeet. Ek moet dit dan kwalifiseer, ek het dan gesê amper. Ek moet gereeld herinner word aan Moedersdae en allerhande herdenkingsdae, en ek dink die meeste van ons is so. En omdat ons vergeet, moet ons herinner word. En daarom werk ek baie goed met lysies. Ek sal 'n lysie maak van goed wat gedoen moet word. Nou behalwe vir ekstreme voorbeelde soos ouderdom en siekte, is daar verskeie redes hoekom ons goed vergeet. En navorsing, daar's al baie navorsing daaroor gedoen. Ons vergeet omdat ons besig raak. Ons vergeet omdat ons dit waarmee ons besig is, omdat ons daarin onderbreek word en dan vergeet ons wat ons moes doen. Ons vergeet omdat ons nie mooi oplet nie. Toe ons nog eksamens moes skryf, vergeet ons omdat ons nie hard genoeg geleer het nie. Die lastigste vergeet is die onbewustelike vergeet. Nou waarvan ek praat is, ons sal nie maklik vergeet as ons 'n belangrike werksonderhoud het wat potensiaal vir ons in het nie. Ons sal dit onthou. Ons sal nie vergeet as ons 'n afspraak met Donald Trump het nie, of miskien moet ek eerder sê met Kamala Harris nie. Ons sal daai afspraak onthou. Ons vergeet 'n afspraak vir mense wat vir ons nie so belangrik is nie. En hoe voel ons as ons vergeet word? Al wat dit vir ons bevestig, ons onthou goed wat vir ons belangrik is. Gebeurtenisse onthou ons in ons verlede wat vir ons betekenisvol is. Ons onthou mense en mense se name wat vir ons iets kan beteken. Of mense wat ons ag. Of mense wat belangrik is. 'n Paar jaar terug het daar 'n fascinerende artikel in die Times Magazine verskyn, The New Science of Forgetting. Jy kan dit gerus gaan lees. Dit is gebaseer op allerlei navorsing wat gedoen is, onder andere navorsing onder klein zebravisse. En die punt is dat dit baie belangrik is dat ons moet vergeet. Want om te vergeet is ons brein se manier om plek te maak vir belangrike inligting. Ons moet onbelangrike goed vergeet, sodat ons belangrike goed kan onthou. Op 'n heel basiese vlak, ons moet onthou wat is gevaarlik.
En ons moet vergeet, party mense se name, party gebeurtenisse wat in ons lewens afgespeel het. Ons moet vergeet van verlore liefdes, want dis ons manier om aan te beweeg. Punt is, ons moet onbelangrike goed vergeet, sodat ons belangrike goed kan onthou. Die Argentynse skrywer Jorge Luis Borges het 'n kort verhaal geskryf hier iewers in 1940s. En die verhaal se naam is Funes the Memoirs. Die verhaal vertel van Funes wat na ongeluk van sy perd afgeval het, een of ander breinbesering opgedoen het. En dat iets verkeerd gegaan, of moet ons sê iets reg gegaan, sodat hy letterlik alles kan onthou. Dis of 'n talent of 'n vloek, hang af hoe ons daarna kyk. Hy leer oornag 'n klomp tale aan, vertel die verhaal. Hy kan lang stringe historiese feite met geskiedenis op die punt van sy tong herhaal. Dis natuurlik iets wat ons dink, as ons alles kan onthou, dis iets wat ons sal gebruik om geskiedenis te kan onthou. Maar vertel die verhaal, hy is miserable, hy is elendig. Hoekom? Want hy kan niks los nie. Hy kan niks vergeet nie. As hy na 'n landskap kyk, sien hy elke liewe blaartjie, en onthou elke liewe detail van elke wingerd se blaar wat hy raak sien. Elke liewe haartjie van elke liewe perd se maanhare kan hy in sy geheue opbring. Van 'n week na week sien hy hoe mense oud word. Om alles te onthou maak hom elendig, maak hom miserable. Dit troos hom nie, dit laat hom onveilig voel. Dit oorweldig vir hom. My memory, sir, is like a garbage heap. Miskien is die punt van vergeet juis dat ons belangrike goed moet onthou om onbelangrike goed te vergeet. Die artikel sluit af met die pragtige woorde, it tunes out, forgetting serves us well. It tunes out useless information, so we can focus on the relevant. Memories build us, and forgetting chisels away the excess, shaping the way we see ourselves and our world. Wanneer Deuteronomium afgestof word hier in die koningstydperk en later in die ballingskaptydperk, is die groot imperatief of die groot opdrag, moenie vergeet nie. Vir God se kinders in hierdie twee periodes sou dit fataal wees om te vergeet hoe God sorgend en met deernis in die verlede by hulle betrokke was. Deuteronomium, in die gedeelte wat ons saam gelees het, sê dit baie mooi, dit sou fataal wees as julle vergeet dat julle uit Egipte uitgekom het, dat julle stak was, dat julle vas was, dat ek vir julle 'n pad oopgemaak het. Dit sal fataal wees as julle vergeet hoe julle op die oewer van hierdie beloofde land gestaan het en hoe julle vergeet het van my. En ook ten spyte van julle tekortkominge, ten spyte van julle ongeloof, ten spyte van die feit dat julle nie onthou nie, tog nog in die woestyn vir julle gesorg het. Tog nog vir julle lief gebly het. Dit sou fataal wees as julle vergeet van hierdie beloofde land wat oorloop van melk en honing wat julle gevoed het. Dit sou fataal wees as julle vergeet dat alles wat julle is, waar julle vandaan kom, julle volle identiteit 'n stuk genade uit my hand uit is. Dit sou fataal wees as julle vergeet dat julle rentmeesters is of bestuurders is. Dit wil sê mense wat deur God aangestel is om alles wat uiteindelik aan God behoort te bestuur en daarvoor verantwoordelikheid te neem. Deuteronomium gaan verder om te sê, veral as julle in weelde leef, veral as met julle goed gaan, veral as julle genoeg het. Want as ons genoeg het, dan vergeet ons. As ons genoeg het, dan leef ons in hoogmoed. Omdat ek so oulik is. Omdat ek so slim is. Omdat ek so vernuftig is en vaardig is, dat dit met my goed gaan. Deuteronomium sê om te vergeet is niks anders as ongehoorsaamheid nie, want dit kom daarop neer dat ons die grond van ons bestaan, vir die volk die grond van hulle identiteit minag. Dit wat die profete sê, dit sou fataal wees, want dit lei tot 'n stuk vernietiging, verwoesting. Dit lei tot 'n stuk verwydering.
Hoe op dese aarde sal dit ons help om te onthou? Miskien is daar twee goed wat ons saam met ons kan vat. Ek vermoed dit help ons in die alledaagse lewe, want in die eerste plek help dit ons om ons eie identiteit te onthou. Die Bybel as 'n boek wil ons help om deur die verhale van die Bybel te gaan en iewers God te ontdek. As ons Egipte onthou, en die uittog onthou, en die woestyn onthou, en die verhale van die Bybel onthou, en die profete onthou, en die verhale van Jesus onthou, as ons onthou van die disippels, van Paulus en die latere boeke in die Bybel, sê dit vir ons dat wie ons is, en wie ons behoort te wees, diep verweef is met God se droom vir ons lewens. As ons hierdie verhale lees en ons kyk terug daarna, sal ons sê dat alles wat ons het en alles wat ons is eintlik 'n stuk genade. Ons sal dalk nie so maklik dan hoogmoedig raak en maak asof alles wat ons het en besit deur ons eie toedoen tot stand gekom het nie. Ons skatte, ons rykdom, die mooi plekke wat ons bly, die slim en mooi kinders wat ons het, dis nie net ons verdienste nie. Die wêreld is nie 'n plek wat ons iets skuld nie. Dis 'n stuk genade en 'n gawe uit God se hand. Miskien kan ons ten minste erken wat ons het, wat ons bereik, is nie net myne nie. Sien, as ek so na die wêreld kyk, dat alles wat ek het is myne en myne alleen, dan gaan ek na binne leef. Dan kan ek die ander mense raak sien. Dis presies wat gebeur het met hierdie volkie. Hulle het so die weelde geniet, dat hulle vergeet het wie hulle eintlik is. Dat hulle vergeet het wie God is. Dat hulle vergeet het dat hulle eintlik aan mekaar behoort en aan mekaar verantwoordelikheid het. Hulle het vergeet van die reg en geregtigheid wat God hulle kom wys het. Hulle het vergeet van die armes. Hulle het vergeet van die siekes. Hulle het vergeet van die mense wat nie het nie. Ons vergeet dat alles wat ons het en besit nie net ons eie toedoen is nie. Natuurlik het jy hard gewerk. Natuurlik het baie van ons met niks begin nie. Maar iewers daar binne is daar sekerlik 'n stuk genade. Iewers daar binne is daar sekerlik iets wat ons nie mooi ons vinger op kan lê nie. Iewers daar binne is daar seker iets wat ons sal sê lak. As gelowiges sal ons erken. Genade. Dis God. As ons onthou waar ons vandaan kom, sal ons iets van genade verstaan. Dis wie ons is. Dis wie ons behoort te wees. Dis ten diepste ons identiteit. Dis hoekom ons gelowige mense is. Iewers het God vir ons 'n stuk genade kom gee. Die tweede rede hoekom ons behoort onthou is, onthou help ons om goeie besluite te neem. Onthou maak van ons etiese mense. Die onthou waarvan Deuteronomium praat is die onthou wat nuwe lewensmoontlikhede oopmaak. Die doel van die onthou is nie dat ons sal terugsit en sê, o ja, onthou jy nog dit nie. Nee, die doel van onthou is dat ons goeie besluite vandag, nou, môre, oormôre, elke dag van ons lewens kan neem. Die doel van onthou is vir ons verantwoordelike mense te maak. Die artikel in Times Magazine sê, from an evolutionary perspective, the purpose of memory is not to allow us to sit back and say, oh, do you remember that time? It really is to help us make decisions. As daar een ding is wat my grensloos irriteer, is dat mense so hartstogtelik vashou aan 'n plek, 'n tyd of 'n ruimte in die verlede, wat in die verre verlede betekenisvol was. Om 'n plek, 'n instansie of 'n tydperk van die verlede te onthou, beteken dat daai plek, en dink nou maar aan 'n plek wat iewers in jou lewe vir jou belangrik was, dat daai plek betekenisvol was. Maar ek sien meer daar nie. Bietjie makliker gemaak. Ek kan die waarde van my ouerhuis, die waarde van die gemeenskap wat my help grootmaak het, my ouers, hulle vriende, die laerskool wat ek was, die hoërskool wat ek was, die universiteit, die koshuis, die vorige werke wat ek gedoen het, die vriende wat ek gehad het. Ek kan elke liewe een van daardie mense se waarde in my lewe raak sien. Hulle het my gevorm tot die mens wat ek vandag is.
Hulle het 'n bepalende invloed op my identiteit gehad, maar ek is nie meer daar nie. Al wat daai goed doen, dit help my om vandag goeie besluite te neem. Dis anders as heimwee of nostalgie, want wat doen daai goed? Dit verlam ons. Dit maak ons onbeholpe om aan te beweeg. Dan is ek nog 20 jaar terug op skool, al is ek al 'n middeljarige mens. Die intensie van die verhale wat Deuteronomium oproep, is net dat die mense wat die woorde lees, maak nie saak wanneer hulle dit lees nie, in die koningstydperk, in die ballingskaptydperk, dis dat hulle sinvolle besluite kan neem. Dis dat hulle kan sê, ek het geleer uit my verlede uit. Dis dat hulle kan sê, ek onthou wie ek is. Ek onthou wie God is. Ek onthou dat ek 'n verantwoordelikheid teenoor mense om my het. Ek wil afsluit. Ons moet pas op om vas te hou in goeders of plekke wat ons in die verlede gedefinieer het. Dit en wie en wat ook al ons gevorm het tot wat ons vandag is, wat ons vandag besit, wat ons vandag verdien het, is net betekenisvol as dit ons kan inspireer om lewensmoontlikhede te ontsluit. Dis net betekenisvol as dit vir ons beter mense maak. Dis net betekenisvol as dit my God laat raak sien in die alledaagse lewe. Dis betekenisvol as ek jou kan raak sien as iemand wat na die beeld van God geskep is. Mense wat God se genade in hulle lewens kan raak sien, leef verander. Is verteenwoordigers van God. My hoop is dat ons nie sal vergeet nie. Dat jy nie sal vergeet waar jy vandaan kom nie, maar dat daardie vergeet of daardie onthou jou sal help om vandag 'n beter mens in jou gemeenskap te wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons weet nie mooi of ons moet dankie sê of ons moet jammer wees dat ons vergeet nie, want baie keer moet ons dinge vergeet. En dit is vir ons goed om baie goed te vergeet. Maar Here, help vir ons om 'n paar belangrike goed in ons lewens te onthou, dat ons nie sal vergeet waar ons vandaan kom nie. Dankie vir elke liewe mens en plek en instansie wat ons geskep en gevorm het. Dankie Here Jesus dat U ons deur hierdie hele proses van groot word, van ouer word, dat U ons hand vasgehou het, soos wat U die volk se hand vasgehou het uit Egipte en deur die woestyn in die beloofde land, soos wat U self vir ons kom gee het om ons hand vas te hou. En ons erken, Here, as ons terugkyk, sien ons U raak in elkeen van die momente in ons verlede. Dis vir ons goed. Maar Here Jesus, help vir ons om te onthou dat dit ons net help om verantwoordelike mense te wees. En daarom kom bid ons, Here, dat ons in ons gemeenskappe en die plekke waar ons beweeg, dat ons daar sal mense word wat na U hart geskape is. Mense word wat vir U self raak sien in die ouens langs ons, om ons. Here, help vir ons met reg en geregtigheid te leef. Help vir ons om nie te vergeet nie. Amen. Daar is ook nou geleentheid om die Here te vereer met jou dankoffer.
Ons gaan afsluit met saamsing van lied 524. God roep ons om met woord en daad. Ek herinner julle om saam met ons by die teetuin te kom kuier. By die info-toonbank sal jy, inligtingstoonbank, dis die Afrikaanse woord, nee. Inligtingstoonbank kan jy vir jou 'n kaartjie of 'n plekkie betaal vir die hamburgers of ook 'n kaartjie koop vir Matthys Roots. Kom ons sing saam lied 524 vers 1 en 3. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.